Genesis 25, die dood van Abraham. En Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketura, en sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en Midian en Jesbak en Soag gebaar. En Joksan was die vader van Skiba en Dedan, en die kinders van Dedan was die Asorite en Letusite en Leumite. En die seuns van Midian was Efa en Efer en Henoch en Abida en Eldea. Hulle almal was seuns van Ketura. En Abraham het aan Isak alles gegee wat hy besit het, maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle nog by sy lewe van sy seun Isak af oos laat wegtrek na die oosland. En dit is die dae van die lewensjare van Abraham wat hy geleef het, 175 jaar. Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel, en sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die spelonk van Magpela, in die stuk grond van Efron, die seuns van Zohar, die Hetiet, wat oos van Mamre lê, die stuk grond wat Abraham van die seuns van Het gekoop het. Daar is Abraham begrawe en sy vrou Sara. Na die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën, en Isak het gewoon by die put Lagar-roi. En dit is die stamboom van Ismael, die seun van Abraham, wat Hagar, die Egiptiese, die slavin van Sara vir Abraham gebaar het. Dit is die name van die seuns van Ismael, hulle name volgens hulle afstamming. Die eersgeborene van Ismael, Nebajot, Dan Kedar en Adbeel en Mibsam en Misma en Duma en Massa, Hadad en Tema, Jatur, Nafis en Kadma. Dit is die seuns van Ismael en dit hulle name in hulle dorpe en laars, 12 worste volgens hulle volksstamme. En dit is die lewensjare van Ismael, 137 jaar, en hy het die asem uitgeblaas en gesterwe. En hy is versamel by sy volksgenote. En hulle het gewoon van Halwila tot by Sur, wat oos van Egipte lê in die rigting van Assur. Teenoor al sy broers het hy hom gevestig. Esau en Jakob. En dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, en Isak was 40 jaar oud, toe hy Rebekka, die dogter van Betuel, die Arameer uit Padan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. En Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar, en die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg, en die Here het haar geantwoord, 2 nasies is in jou skoot, en 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam, en die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en die eerste is gebore, rooi, geheel, en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem, en daarna sy broer gebore, terwyl sy hand die haksteen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem, en Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld. Maar Jakob was 'n vredelewende man wat in tente gewoon het. En Isak het Esau liefgehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob liefgehad. En Jakob het 'n kooksel klaargemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my tog sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eersgeboorte reg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eersgeboorte reg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eersgeboorte reg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeboorte reg verag.